vriende, ek moet daarom net eers vinnig sê, daai eerste lied wat ons gesing het, wat Cornel geskryf het, word al op 'n paar radiostasies, Christelike radiostasies in Suid-Afrika gesing. Hy het ook al 2 radio-onderhoude gehad. So hy is op Apple Music en op YouTube en so, julle kan hom daar kan stream as julle wil. So ons is baie trots op ons kollega wat die hele land vol gespeel word met sy musiek wat hy maak. Dankie daarvoor, Cornel, dat jy ook luister en doen wat die Here vir jou vra deur jou musiek ook. Dis vir ons 'n voorreg. Ons het gesê dat ons is besig met hierdie 6 temas oor hierdie 5 weke. Die 1 week gaan ons die 2 temas hanteer. En die eerste ene wat die Here vir ons sê ons mee moet besig wees as gemeentes is om te preek, om die woord van die Here te verkondig. En natuurlik gaan prediking baie wyer as net dit wat die dominee voor op die kansel doen. Dit gaan deur 'n klomp verskillende fasette van hoe ons getuig van wie die Here vir ons is in ons lewe. Daar waar jy besig is om met iemand oor die woord van die Here te praat, of waar jy iemand herinner aan daai Bybelvers en sê, weet jy wat, ek besef die oomblik wat jy nou deurgaan in jou lewe, maar onthou jy hierdie karakter in die Bybel het ook so soortgelyk beleef en dis hoe hy of sy dit hanteer het. Dan is jy besig om die woord van die Here te verkondig. Selfs al post jy net op jou status daardie vers wat vandag vir jou geweldig belangrik is en met jou gepraat het, is jy tog besig om iets na die wêreld na buite toe te stuur, waar jy besig is om iets van die woord van die Here te verkondig. Ek sien nou die dag iets wat iemand my ook herinner het weer daaraan, dat ons kalender waarmee ons werk is uit en uit ons nou gebou op dit wat gebeur het met Jesus Christus. Dat die hele wêreld is eintlik elke dag, wanneer hulle iewers die datum aanteken of die datum skryf of kyk wat die datum is en ons sê dit is vandag die 16 Augustus 2026, dan herken ons eintlik dat 2026 jaar gelede het daar iets groots gebeur wat die wêreld verander het, en dit is natuurlik Jesus Christus. So die hele wêreld is eintlik besig met Jesus, of hulle dit nou weet en besef of nie, maar die hele wêreld is eintlik daarmee besig, ons hele tydsysteem is gebou rondom Jesus Christus. So as jy weer die datum skryf, as jy weer vir iemand sê, wat se dag is dit, of op jou foon kyk, besef dat daai datum herinner jou eintlik aan Jesus. Waar jy besig is om oor die Here te praat, is jy besig om die woord van die Here te verkondig. Die Here sê, ons moet daarmee besig wees. En wanneer ons dan daarmee besig is, sê Jesus self, en ek dink daar's nou 'n klomp verskillende mense wat ons as voorbeeld kan gebruik vir predikers in die Bybel, wat ons kan sê, weet jy wat, hierdie ou is vir ons 'n voorbeeld van iemand wat wonderlik getuig het. Ons ken mos nou baie, Paulus, 'n klomp van die ander disippels. Ons dink aan iemand wat wonderlik gepreek het, Stefanus, wat so wonderlik gepreek is voordat hy gestenig is, hierdie massiewe preek gelewer het. Maar ek dink een persoon wat ons natuurlik moet uitsonder vir sy prediking is vir Jesus. Hoe Jesus self gepreek het, hoe hy stories gebruik het, gelykenisse gebruik het om mense se leefwêreld aan te spreek, sodat hulle kan verstaan wat dit is wat hy vir hulle wil sê. En een van hierdie gelykenisse wat hy gebruik het, is die gelykenis van die saaiër, waar hy natuurlik juis preek oor prediking. Waar hy sê, wanneer ons besig is om te preek, wanneer jy die woord van die Here uitdra, wanneer jy vir mense sê wie God is, wanneer jy daaroor praat, dan word daardie woord op 'n sekere manier ontvang aan die ander kant. Ek kan hier staan en ek kan praat daaroor en ek kan sê, maar dit word op 'n sekere manier, kom ons noem dit nou maar, in die banke van die kerk ontvang, of vir jou gehoor ontvang, of vir daardie persoon met wie jy praat, of vir daardie persoon wat jou status sien, of wat deur jou Instagram blaai en hy sien daai deel wat jy vandag gedeel het, dit word op 'n sekere manier ontvang. En vandag kyk ons 'n bietjie oor die verskillende maniere wat Jesus ook sê mense dit kan ontvang. En hoe ons dan nie moet ophou om daardie woord te verkondig nie. Maak nie saak hoe dit ontvang word aan die ander kant nie. Ons daai verantwoordelikheid het om te preek, om te verkondig, om te deel. Die teks wat ons gaan lees kom uit Markus 4 vers 1 tot by vers 20. Ek gaan die teks vir ons lees en dan gaan ek so kort inleiding net daaroor ook doen, waarna ons elkeen 'n beurt gaan kry om oor 'n gedeelte van hierdie teks ook te praat. Maar voor dan kom ek lees vir ons die teks, die gelykenis van die saaiër. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'n Baie groot menigte het by hom saamgedrom,
sodat hy op die see in 'n skei gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie deur gelykenisse geleer. So het hy onder andere gesê, terwyl hy hulle leer, luister hier, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saad het 'n deel van die saad op die pad geval. En die voëls het gekom en dit opgepik. 'n ander deel daarvan het op 'n klipbank geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik. En dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval. En dit het opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. Party het 30voudig gedra, ander 60voudig en nog ander 100voudig. Verder het hy gesê, wie ore het, kan hoor, moet luister. En dan sê hy wat die doel van die gelykenis is daarvan vers 10 af, deur te sê toe hulle alleen was, het die mense wat saam met die 12 by hom was, om oor hierdie gelykenisse uitgevra. En hy het vir hulle gesê, aan julle is die insig in die geheim van die koninkryk van God gegee. Maar vir die wat daar buite is, bly alles net by gelykenisse. Sodat hulle kyk en tog nie sien nie, en hoor en tog nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en vergewe word nie. Hy sê toe vir hulle, julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie, hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaier saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar's mense by wie daar soos op die klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie, en dit hou nie lank nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word hulle gou afvallig. Daar's mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei dinge kom op en verstik die woord, en dit bly dan sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op die goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30voudig, party 60 en ander 100voudig. Dit is merkwaardig hoe baie keer Jesus 'n bootjie, skei gebruik as sy kansel. Klomp verskillende tekste in die Bybel waar ons lees dat 'n menigte saamgedrom en Jesus het dan op die water gegaan op 'n skei en daar het hy gaan staan of daar het hy gaan sit met die mense wat dan vir hom gesit en luister het. En word dit dan sy kansel, 'n bewegende kansel in die wêreld. En dis vir my die mooiste metafoor om te sê dat 'n kansel is nie 'n vas ding waar dis net van hier af waar die woord verkondig kan word nie. Dis net as jy voor die kansel sit, dan kan jy luister na die preek nie. Nee, elkeen van ons gebruik die platform wat die Here vir ons gegee het in ons wêreld as die kansel om die woord van die Here uit te dra en te verkondig. Dis nêrens vas nie, dit beweeg. Oral waar jy gaan, oral waar jy vaar in daardie skei waarin jy klim saam met Jesus, het jy die voorreg om die woord van die Here uit te dra en te verkondig. En dan word dit op verskillende maniere ontvang. Ek wil vir Daan geleentheid gee om vir ons oor die eerste tipe grond te praat waaroor Jesus vir ons leer in die gelykenis. Dankie Daan. Selfs oor die eerste tipe grond. En dit gaan oor daardie saad wat langs die pad val. En dan kom die voëls en hulle pik dit op en ons het weg. En dit klink baie hard. Ons in Afrikaans, as iemand kom met 'n storie by jou, en hy wil vir jou nou ding vertel, en jy begin agterkom wat hy vir jou sê, jy stel regtig nie belang. Daar's geen manier
dan sê jy vir hom, stop net daar. Stop net daar, moenie. 'n kollega by die werk wat ongelowig is, en hy is nie skaam daaroor nie. En wat 'n aangename mens. Almal geniet dit so, want hy is so vriendelik. En dan praat ek partykeer met hom, en dan sê ek iets wat geloof impliseer. En dan sien ek hoe staan hy terug. Dan is dit asof hy sê, stop net daar. En daar is iets van dit in hierdie teks. Wanneer die Here dan verduidelik van wat met hierdie saad gebeur, dan sê hy dit is, in die vergelykende gedeelte in Matteus sê hy, die rede dat hulle dit doen, want ons kan nie verstaan hoekom is die saad net weg nie. Die duiwel kom en hy neem daai saad net weg. En dan sê Matteus 13 vers 19 vir ons, dis omdat hulle nie verstaan nie. Hulle verstaan nie. Dan sê hulle, stop net daar. En so is daar 'n paar voorbeelde, en dan wanneer ons na hierdie omgewing kyk, en waar Jesus daar aan die skei gesit het, en miskien agter dat daar die landerye was, wat miskien gereed was, en die saaiers geloop het en gesaai het, en hoe mense miskien kortpad daar deur die koringhuis toe, na die, waar hulle huise geleë was, deur die koringlande deurgegaan het, en daar die paadjies getrap het, en daar die saad op daar die paadjies geval het, en ons weet, niks groei op daai pad nie. En daar die saad in hierdie gedeelte, wat beteken die woord oor die koninkryk. Dis die saad wat na die oestyd nou weer beskikbaar is, jy hou 'n bietjie van daai saad terug, en dis wat gesaai word. En dan daar die saad weg geneem word. En daar's 3 voorbeelde wat ek so vinnig wil noem, van Jesus wat teruggaan na sy geboortedorp toe, hy gaan terug na Nasaret toe, hy kom tuis, hulle sê van kom in die sinagoge en kom sit, soos dit op hy bootjie gaan sit, kom sit hier in die sinagoge, dis hoe hulle geleer het. Toe hy verduidelik dat hy die Messias, sê hulle vir hom, stop net daar. Stop net daar. En hy was uit die dorpie uitvlug. En rukkie later in Kapernaum kom daar die man deur die dak, dat hom laat sak. En hy sê vir hom, jou sondes is vergewe. En die leier sê vir hom, stop net daar. Hulle verstaan nie. Hulle verstaan nie dat vergifnis so deel van ons, van dit is waar ons glo nie, dat die Here ons vergewe, dat ons mekaar vergewe. Hoe belangrik is dit nie? En selfs Paulus wat daar op die Areopag gestaan en vir daai Atheners probeer verduidelik van Jesus. En hy kom by die punt wat hy van die opstanding praat. En toe hy dit noem, toe sê hulle vir hom, stop net daar. En hoe is dit nie die hart van dit wat ons glo nie? Die opstanding, hoe hy ons nou reeds lewend maak, hoe hy ons nou reeds saam met hom in die koninkryk inneem, en dat ons nou reeds saam met hom leef. En dan, as ons kyk na waar die rolle wat ons inneem in hierdie verhaal, ons kan kyk hoe ons harte miskien daardie paadjie is. Hoe ons baie keer miskien in ons lewens ook sê, stop net daar. Hier's dele aan my lewe wat net, maar dan moet ons ook uit die oogpunt van die saaier kyk. Ons is gestuurdes, ons moet daar die saad neem, en ons moet dit bring, en wanneer ek aan my kollega kyk by die werk, gaan hy dit maak of gaan hy nie? En dan moet ons besef, ons saai die saad. Ons het nie beheer hoe die Heilige Gees in mense se harte werk. Moet ons ophou saai? Nee. Moet ons ophou bid? Nee. Dis miskien al wat ons nou kan doen. Ek bid vir hom. En so vra die Here dat ons aktief betrokke sal wees in hierdie verhaal, in ons eie lewens, maar ook om daar die saad te saai. Die aangerou vir ons verder gaan, die saad op die klipbanke. Nou die saad op die klipbanke, daar was 'n geweldige waai wat ontstaan het onder die mense. Jesus het 'n klomp energie losgelaat. Mense het agter hom aan geloop, gestroop,
soveel dat Markus 4:1 die woord gebruik, dat die skare het gegroei. Dat hy nie meer op die sand kon staan nie, maar dat hy op die skuitjie moes staan of sit en die mense te leer. Nou, hoekom het die mense so na hom toe gestroom? Daar het baie dinge gebeur. Hulle het gesien hoe hy siekes genees, duiwels uitdryf, kos voorsien. En hulle was opgewonde oor wat daar aan die gebeur is. En toe hy begin praat oor die klipbank, het hulle so dadelik geweet waarvan hy praat, want op die randjies in die heuwels was daar kalkklipbanke. En wanneer die saad daar geval het dit vinnig ontkiem. Dit was soort van 'n broeikas. En dan die saad vinnig gegroei. En as jy so oor die land kon kyk, kon jy sien, maar kyk hoe mooi staan die saad daar. Kyk hoe mooi die goed opgekom. Maar wanneer die son warm word en bly skyn en goed na 'n paar dae, dan verdroog dit. Dan verander daar die groen kol na 'n bruin kol. Dit waaroor hulle eers opgewonde was, dat hier 'n rekordoes kom, het verdroog. So hulle het dit baie goed verstaan. En as Jesus nou met hulle praat, sê hy vir hulle, julle hou van die vibe, né? Julle hou van wat aan die gebeur is. Van die siekes wat gesond word, van dit wat gebeur en van dat wat gebeur. Maar hierdie is nie 'n show nie. Julle praat onder mekaar. Ek wonder wat gaan vandag hier gebeur? Wat gaan hy vandag doen? Wat nie gaan gebeur? En dan lewer hy hierdie kritiek. Julle het gekom asof dit 'n show is. Ek bring nie 'n show nie. Ek bring diep gewortelde disippelskap. Julle kom met 'n verbruikersmentaliteit. Wat kan ons hieruit kry? Wat is daarin vir ons? Maar Jesus sê, dit gaan oor disippelskap. Want wanneer hy in die evangelie begin praat oor disippelskap, kruis opneem en volg, en wanneer sy woorde begin aanstoot neem, die mense hom verlaat. Jy sien, daar is 'n verskil tussen disippelskap en vermaak. Daar is verskil tussen disippelskap en 'n verbruikersmentaliteit. Wanneer 'n mens na 'n gemeente se doel kyk, die doel van die bediening, gaan dit oor disippelskap. Die verskil is, vermaak fokus op die gehoor se behoeftes en voorkeure. Disippelskap fokus op Christus se vorming van mense. Vermaak wil mense lok. Disippelskap wil mense vorm. Vermaak beklemtoon ervaring en emosie. Disippelskap beklemtoon groei. Vermaak vra, hoe kan ons mense gelukkig maak? Disippelskap vra, hoe kan ons help om mense dat hulle Jesus beter volg? Vermaak lei tot verbruikersmentaliteit. Disippelskap lei tot toewyding en gehoorsaamheid. Nou, as ons dit vir mekaar sê, en dit is waarmee Jesus hier besig was. Dit is die eerste deel. In sy Galilea bediening het Jesus gefokus hier op die vorming van disippelskap. 40 jaar later
toe Markus hierdie evangelie, hierdie gelykenis opneem, dan verander die hele toneel. Wat Markus in hierdie evangelie dan bedoel, verander hy die prentjie van disippelskap so 'n bietjie. Want hulle lewenssituasie was anders. Hulle het geleef onder die skrikbewind van keiser Nero. Christene is lewendig verbrand en het as fakkels gedien in die arenas, of is met velle toegewerk en vir die wilde diere gegooi in die arenas. Toe vat Markus hierdie verhaal, hierdie gelykenis, en hy gee dit 'n allegoriese interpretasie, bedoelende, waar Jesus klem gelê het op die werklike son wat die saad verskroei, word die son nou hierdie aktiewe verdrukking en vervolging. En dan volg hy hierdie 2 Griekse woorde op met die woord skandalizomai, wat beteken, die een wat hulle behoort te vertrou en te gehoorsaam, begin hulle nou wantrou en verlaat. In die katakombes, in hierdie slote, in hierdie tunnels waarin die Christene toegeleef het hulle weggekruip vir die skroeiende son van Nero se vervolging. En hierdie vervolging het gelei tot afvalligheid. Die klipbank gelowiges het nie bloot afgekoel nie. In hulle geloof het hulle aktief begin om die Here te wantrou, om te verlaat, en selfs van hulle broers oor te lewer aan Nero, om self vry te kom van die vervolging. Daarom verander hierdie prentjie van kritiek wat Jesus op hierdie skare gegee het, dat hulle om net wil vervolg vir 'n show, na 'n pastorale hulp vir hierdie mense wat in die katakombes wegkry. Nou was die groot staak nie die vervolging self nie, maar die interne afvalligheid van die Christen gelowiges. Dit het 'n baie diep krisis in hierdie klomp gelowiges se lewe veroorsaak. Lê die fout by die evangelie? Of het Jesus Christus ons verlaat? Markus gebruik die gelykenis om dan hierdie tragedie te verklaar. Hierdie mense het die woord aanvanklik met blydskap ontvang, maar toe die son van vervolging begin skroei, het hulle gestruikel, omdat hulle geen wortel in hulle self gehad het. Geen diepte van disippelskap. So as hierdie 2 by mekaar gesit word, wat is dit wat met mekaar ooreenstem? Jesus se kritiek op die skare dat dit nie 'n show is nie, omdat hulle nie wortels het nie, die diepte van disippelskap verstaan nie. Of Markus wat 40 jaar later vir hulle sê, hoekom hulle afvallig word en die Here verlaat, is omdat daar nie diepte in hulle disippelskap is. Wat is die onkruid of die Griekse woord daar kan ons eintlik direk vertaal met dorings in jou lewe wat maak dat jy na die woord van die Here luister, maar dat dit nie vrug bring in jou lewe nie. Wat is die goed wat impak maak op die manier hoe dat jy na die woord van die Here luister? Ons sit in 'n erediens gewoonlik, elkeen met ons eie idees, ons eie gedagtes, ons eie vooropgestelde verwagtings van wat vanoggend hier moet gebeur, en dit het 'n direkte invloed op dit wat ons hoor, op dit wat ons huis toe vat. Oor die algemeen ons gedagtes, ons prioriteite, ons behoeftes, wat maak
dat ons op soek is dalk na 'n spesifieke antwoord, wat maak dat ons op 'n sekere manier na die woord luister. Hierdie gelykenis roep ons eintlik op om ons oë oop te maak vir wat daardie dinge is. Die plant wat die Here Jesus beskryf hier in hierdie paar verse wanneer hy praat oor die onkruid of die dorings, is 'n plant wat lyk soos al die ander plante wat opgekom het toe die saad gesaai is en ontkiem is. En hy het begin groei en gelyk soos dieselfde spesies, lyk soos die ander plante, maar daar was 'n verskil en die feit is dat hy nie vrugte voortgebring nie. En dit is as gevolg van hierdie dorings wat dit verstik het. En dit kan natuurlik ook met ons gebeur en gebeur ook met gelowiges, want die ding is wat gebeur is ons groei en ons hoor die woord en ons lees die woord en ons begin lyk en optree soos kinders van die Here, maar dat daar dinge in ons lewens is, dorings, onkruid in ons lewens is, wat maak dat ons vrugte, ons getuienis, ons verkondiging, ons groei op die ou ende verstik word. Die Here praat van hierdie dorings as die sorge van die lewe, wat begin pla en dat ons fokus eerder daarop is, die begeerlikheid van rykdom, die begeerlikheid na allerlei ander dinge. En soos wat Dr. Jan nou vir ons net mooi presies binne in die konteks van Markus geplaas het, waar die mense vir wie hy geskryf het, gebukkend gelei het onder die vervolging van keiser Nero, kon dit natuurlik ook vir hulle so gewees het, dat hulle rondom hulle gesien het hoe die Romeine lewe, gesien het, maar kyk na al hierdie dinge, en dat hulle daarna gesoek het en gehinker het, en gesê het, maar ons kan eerder soos hierdie mense, kyk, hulle het alles, hulle het rykdom, en hulle leef soos wat hulle wil leef, en daar's niks wat hulle keer nie. Maar die punt van die saak is dat op die ou ende gaan al drie daai goeders wat die Here Jesus noem, gaan maar eintlik net nog steeds oor my. Dit gaan oor my eer, my genot, my koninkryk, my gemak, my rykdom. Paulus het dieselfde gedagte wanneer hy in 1 Korintiërs 13 oor die liefde skryf, dat hy sê dat ons kan begin om so te leef, dat ons kan besig raak met iets wat lyk soos kerk en klink soos kerk, maar dat as die liefde ontbreek, dat dit dan niks beteken nie, dat dit dan 'n galmende simbaal, 'n klinkende simbaal geword het. En dat Paulus in daardie selfde hoofstuk vir ons sê, dat die definisie van liefde, is dat liefde soek nie sy eie belang nie. En dit is die verskil. En dit is die boodskap van die koninkryk, dat die koninkryk wat die Here Jesus kom aankondig in Markus, en wat hy kom verpersoonlik in Markus, juist dit kom sê, dat dit sê, dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor hom. Dit gaan nie meer oor my nie, maar dit gaan oor die mense rondom my. Dat hy ons oproep, juist om dit prys te gee. Dat wanneer ons hierdie woorde hoor, dat ons dan eerder sal vra, maar waarmee hou ek myself besig? En ek dink dit is die vraag wat ons as gemeente vir onsself moet afvra is, wat is die kernbesigheid van Lux Mundi? En dat ons vir onsself afvra, maar waar gaan dit vir ons? Wat is ons prioriteite? Want dit het 'n invloed na die manier hoe dit ons na die woord luister. En dit het 'n invloed op die manier hoe ons die lig skyn. Dit het 'n invloed op ons getuienis. Die vraag is dan, waar lê my fokus? Die vraag is, soek ek aandag of gee ek aandag? Ek dink dalk na 'n eenvoudige onderskeid, maar dit is so belangrik. Soek ek aandag of gee ek aandag? Met ander woorde, waaraan spandeer ek my tyd? As ek na die woord van die Here luister ek om te hoor wat dit vir my kan beteken en hoe dit my lewe kan beter maak. Soek ek die hele tyd na daardie antwoord van, wat is dit wat hierdie teks of hierdie boodskap of wat ook al vir my beteken, sodat my lewe kan beter wees? Of luister ek na die woord van die Here, om te hoor wat dit is wat die Here van my verwag, vir die opbou en die uitbou van sy koninkryk? Mag die Here ons oë oopmaak vir die dorings en die onkruid in ons lewens. En mag hy ons harte wakker maak en sy lig in ons lewens verhelder, sodat ons werklik nie net sal besig wees met iets wat lyk en klink soos kerk nie, maar dat ons sal vrug dra en sy lig helder sal skyn in die wêreld. Toe ons
Dinsdagoggend praat oor watter grond gaan wie doen, toe kry ek die goeie grond en ek is so soort van, yes, dis die maklike ene. Tot ek met die teks begin werk het en ek besef, eintlik gaan hierdie ten diepste oor ons elkeen se verhouding met die Here. Die woord goeie grond gaan nie net daaroor dit wat nie sleg is nie. Dit gaan oor die gehalte van jou grond. En julle wat tuiniers is, gaan dalk beter as ek kan gesels oor hoe kyk 'n mens na die gehalte van die grond, maar ek gaan my bes doen, ek gaan probeer. Die eerste ding is, grond is los. Mens spit mos vir elke nou en dan bietjie die bedding los, sodat die saad lekker kan inkom, maar ook dat die lug en die water lekker kan inkom. Die vraag vanoggend vir jou is daar dalk nog iets in jou lewe wat maak dat jou grond hard is? Wat maak dat jy die woord hoor, maar nie daarna kan luister nie? Dalk is daar nog ietsie waarvoor jy bang is. Dalk trots. Dalk 'n houding van, ag ek weet al hierdie goeders. Nou moet ek dit vir jou hoor. Die tweede ding van grond wat belangrik is dat dit met diepte hê. Julle wat tuiniers is, mens wil nie hê die worteltjies met net die bo groei nie, dit moet lekker diep afgaan. Die woord in ons lewe kan dus nie net oppervlakkig bly nie. Dit moet diep in ons lewens inwerk. Grond, goeie gehalte grond, bevat alles wat die plant nodig het om te groei. Dit beteken dus dat ons moet groei in ons geloof. Ons moet sorg dat ons geloofsgewoontes in plek is. As jy dink aan hierdie week wat nou verby is, hoeveel tyd het jy daarin gespandeer om te kyk na die gehalte van jou grond? Ek weet, daar gaan weke in my lewe verby, dan dink ek, dan sê ek, Here, laat ek net hierdie week verby kry, dan gaan ek weer ordentlik tyd by U kan spandeer. Ons moet eers goeie tyd by die Here spandeer, en dan die week aanvat. Derde ding van grond, is dit dra vrug. Uiteindelik is die gehalte van die vrugte van die plant, of die blomme, of die blare, afhanklik van die gehalte, die kwaliteit van die grond. As jy na jou eie lewe kyk, hoe lyk jou vrug? Wat is die kwaliteit van jou vrug, waar jy ook al gaan? Of jy nou saam met jou pelle kuier, of jy saam met jou familie is, of jy alleen is. Hoe lyk die kwaliteit van jou vrug? Nou Markus 4:20 gee ons 3 belangrike bewegings. Die woord moet nie net in my ore inkom nie, dit moet in my hart vaslaan, en dan moet dit op die ou end in my lewe sigbaar word. Ons weet nie hoe groot die oes is op ons lewens nie. Ons gaan nooit weet nie. Want ons sien iemand dalk ergens raak, wat goeie grond is, waar my lig kan gaan skyn. Dit mag 30, 60, 100voudig wees. Interessant, as jy kyk na die gedeelte, sê die Here nie hoe groot die oes moet wees nie. Hy sê daar moet 'n oes wees. God vra nie van ons dieselfde hoeveelheid vrug nie. Hy sê nie ons moet dit tel nie. Hy sê dit moet daar wees. In die woorde van Markus 4:20, uit die kinders at Bybel. Die laaste saad het op die goeie grond geval. Dit is mense wat die Here se woord hoor en elke dag doen wat hy sê. Hulle lewe is soos 'n goeie boom wat baie vrugte dra. Die Here is baie tevrede met hulle. So ek herhaal vir ons, goeie gehalte grond, hoor, ontvang en dra vrug. Hoor dan op die vlak van regtig luister, regtig toe te laat, dat die Here se woord in jou lewe kom werk. Die woord moet verder gaan as my ore en my hart binnekom. Dit beteken, ek moet bereid wees dat my denkmaniere ook deur die woord geraak sal word. My houding, my keuses,
Die woord moet so kan in my lewe vaslaan, dat dit verander. En dan moet ek vrug dra. Vrug begin, dat wanneer ek iets gehoor het, iets in my lewe verander. God sê vergewe, dan vergewe ek. Hy sê wees lief, dan het ek lief. As hy sê vertrou, dan vertrou ek. Nie op my terme nie, maar op God se terme. Vrug kom ook nie oornag nie. Ons sit nie vandag die saad daarin en dan môre kom ons daar ons plukkie vrug nie. En net so werk dit in ons lewens. Dit vat tyd, dit vat effort. Ons moet tyd saam met die Here spandeer. Ons moet die woord bly lees. Ons moet meer bid, nie minder nie. Ons moet gehoorsaam wees. En ons moet bly groei. En dit ten diepste is wat jy vanoggend vir jouself moet vra. Hoe diep is ek vasgewortel aan Christus? Oorstroom my jou denke, jou keuses, jou wil, jou gedrag? Wat vra dit van ons om vrug te dra? Nie perfeksie nie. Dit vra oorgawe in elke minuut van elke gedag. En dit is ons diepste gebed, om goeie grond te wees, maar gehalte grond te wees, sodat ons 'n oes kan oplewer, 30, 60, 100voudig, sodat ons lewens ons koning kan eer. Vriende, ons gebed is dat die Here die mense met wie ons te doen kry in die wêreld sal voorberei om goeie grond te wees, sodat dit wat ons met hulle deel, die saad wat ons met hulle saai, dat hulle dit sal ontvang, en dat hulle ook saam 'n oes kan lewer. Cornel, sal jy vir ons bid asseblief? Dan bid ons saam. Vader, ons loof en ons eer U, Here. En ons dank U, Here, vir hierdie teks wat ons kan ontvang, dat ons U woorde so kan lees en dat ons dit vanoggend kan hoor. Vra Here dat U ook so die grond van ons harte vanoggend sal kom losmaak, sal kom vrugbaar maak. Dat U ook so hierdie woorde in ons harte sal kom skryf en dat dit werklik kan vrug dra in ons lewens. Ons dank U, Here, dat ons kan deel wees van 'n gemeente wat ook hierdie taak van om saaiers van U woord te wees ook kan ontvang en dat ons die verantwoordelikheid ook daarvoor elkeen as individu, maar ook as gemeente kan ontvang. En dat U ook vir ons stuur, Here, in hierdie wêreld in, om daar waar ons gaan, oral waar ons beweeg, saaiers van U woord te wees. En Here, waar ons die voorreg het om so ook in eredienste in ons gemeente te kan bymekaar kom vir die verkondiging van die woord. Wanneer ons dink aan ons gemeente bedieningsstruktuur en dit waarmee ons in ons veldtog besig is, Here, wil ons dit ook nie as vanselfsprekend aanvaar nie, Here, en onthou dat daar soveel plekke in die wêreld is waar mense nie daardie voorreg het om bymekaar te kom nie. Here, maar hier in Luxmundi gee U vir ons die geleentheid om op 'n weeklikse basis op verskillende maniere op 'n Sondag ook saam eredienste kan hou. En vra ons, Here, ook dat U nou ook die bedieninge wat betrokke is, elke persoon, elke bedieningsgroep wat betrokke is by die eredienste se inkleer en opbou en aanbied, Here, dat U dit ook so sal seën en die wat vanoggend van ons wat vanoggend hier sit en wat U deur U woord ook ons harte kom aanraak om daarvan deel te wees en opgewonde maak om deel te neem aan die verkondiging van die woord en die eredienste in ons gemeente, dat U ook so vir ons sal stuur en die kanale sal oopmaak sodat ons daarbey kan betrokke raak, dat U ons gawes ook daarvoor sal gebruik en hulle wat die gawes ontvang het, Here, om daaraan deel te neem, ook sal stuur en wakker maak om daaraan te kan deelneem, sodat ons eredienste werklike getuienis sal wees, Here, van wie ons koning is, getuienis sal wees, Here, van U liefde in hierdie wêreld en dat dit U lig sal verhelder en dat ons maar net as liggaam van Christus U kan beliggaam, ook op 'n sigbare manier U lig kan skyn en dat U woord so verkondig kan word en dat die wêreld kan sien dat U, Here Jesus, is die koning van die konings, die Here van die heersers en by U is daar lig,
By U is daar lewe, by U is daar liefde, by U is daar troos. Stuur ons, Here, seën ons in hierdie veldtog, sodat ons elke week, elke dag net nader aan U kan groei en nader aan die doel wat U vir ons gemeente gedroom het, sodat ons werklik die effektiefste Lux Mundi kan wees wat ons moet wees, sodat U daardeur verheerlik kan word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.